Shalom almal en welkom by Otiyota Keula. Ek is Rabbi Shapira. En tydens Otiyota Keula praat ek altyd spesifiek met julle oor 'n konsep in verlossing en Keula in Chassidut, sodat ons die laaste dae kan verstaan. Vandag wil ons die hele storie van Shemot verstaan. In die boek van Micha, hoofstuk 7, vers 15, sê Hashem, net soos die eerste verlossing plaasgevind het, so sal die laaste verlossing wees. Dit het gebeur toe God julle uit Egipte gebring het. Die enigste onderskeid is dat, wanneer Micha dit sê, hy nie sê toe God julle uit Egipte gebring het nie, maar toe julle uit Egipte gekom het. Verstaan jy? In die storie van Exodus was dit Hashem wat ons met 'n uitgestrekte arm uitgelei het. In die toekomstige verlossing sal dit ons wees wat die proses van Keula begin. En dit is iets wat verskil tussen die finale Keula en die eerste Keula. Die finale uittog en die eerste uittog, wat ons altyd moet onthou. Nou, luister wat die Ben Isigai sê oor waarop die vers uit die Torah in Shemot hoofstuk 6 neerkom, waar dit sê, nadat Moses gekom het, het hy aan hulle daardie 4 wonderlike beloftes gegee, wat die 4 bekers wyn verteenwoordig wat jy tydens Pesach drink, en soos hy aan hulle daardie beloftes gee. Direk uit Hashem se mond deur Moshe staan daar, V'lo shamu et Moshe mikut ze ruach me'avoda kashya. Hulle het nie na Moses geluister of sy boodskap ter harte geneem nie, vanweë kortasemigheid en hul swaar arbeid. Luister wat die Ben Isigai hieroor sê. Dit is baie belangrik. En dit is belangrik omdat die Ben Isigai ons herinner dat dit 'n profesie is wat reeds aan Abraham gegee is in Genesis hoofstuk 15. Belofte van 400 jaar se slawerny wat sou eindig met die groot uittog uit Egipte. Hy sê die volgende hieroor, daar is 'n verband hier, want hulle was eintlik in Egipte. Vir min of meer 200 jaar, nie 400 soos die profesie wat God aan Abraham gegee het nie, maar eerder net 210 jaar. En die Ben Isigai sê, die volgende, die ballingskap kan in 2 helftes verdeel word. 2 helftes, 200 en 200 jaar. En volgens daardie telling het hy hulle uit Egipte gelei in die jaar 214. Nie 400 nie, maar na 214 jaar. En daaroor staan daar deur Jakob. Luister na wat Jakob sê in Genesis 42:2. Hy sê, ek het gehoor dat daar gebrokenheid in die land van Egipte is. Gaan af soontoe. Die Hebreëse woord vir gaan af is die woord redu, soos die woord Jerida, die teenoorgestelde van die woord alea, om op te gaan. En die woord redu, reshi, dalet, waf, nee, is ongelooflik. Luister wat dit sê oor reshi, dalet, waf. Onthou daardie 3 letters. Dit sê die volgende. Die Ben Isigai. Haal Siftei Kohen aan en sê, ek het gehoor van die breken in Egipte, beteken ek het deur die Heilige Gees verstaan dat daar gebrokenheid in Egipte besig is om te gebeur en hy het gesê, gaan af soontoe. Onthou die woord gaan af, redu, wat ooreenstem met die getal 200. En 14. Hoeveel jaar was hulle in Egipte? Hulle was 214 jaar in Egipte, en wat het hy gesê? Dit is ongelooflik, hy het gesê. Redu Shama, gaan af soontoe vir 214 jaar. Jakob sien dit in die Heilige Gees, hy het gesê. Gaan soontoe vir 214 jaar. Nou, die woord in Hebreëus vir daar Redu Shama is ook ongelooflik. Shin Mem He, skommel die letters van Shin Mem He. Watter naam kry jy? Jy kry nou die naam Moshe. Gaan af soontoe vir 214 jaar, want 'n man met die naam Moses sal kom en hy sal julle verlos. En hier sê die Ben Isigai, die belofte van Moshe se geboorte, is reeds daar in die teks. So nogmaals, redu, 214 jaar. Hulle sal 214 jaar in Egipte wees. Shama, skommel die letters, Moshe. Gaan af soontoe totdat die Messias kom en hy sal julle verlos. Sy naam is Moshe.
Wat is die gevolgtrekking vir ons vandag? Soms moet ons 'n Jerida, 'n afdaling, doen vir die hemelvaart, daardie wonderlike groot hemelvaart wat op ons sal neerdaal saam met die Messias. Wat 'n les vir ons, wat ons nooit sal vergeet nie. Mag ons dit nooit vergeet nie, vriende. God seën julle almal. En ek hoop hierdie Ottiyota Keula bemoedig julle. Selfs al is daar 'n Jerida, sal ons saam met Mashiach opvaar. Shalom almal.